Dr. Tobias Dooyer, die HIB van Graan SA. Tobias, baie dankie vir jou bydrae van die primêre produsentkant af. Ek dink die nuwe graangenerasie en waar ons grane sien in die volgende dekade, het jy by stil gestaan. Vertel 'n bietjie meer van dit. Ja, wat is die groot prentjies wat uitkom is ons moet meer effektief wees om te kan meeding op internasionale markte. Maar dis amper die poison chalice, soos wat hulle sê. Hoe meer effektief is, hoe meer produseer ons, hoe groter is die ooraanbod. En dan moet die graan uitkom. Ons moet dit of uitvoer fisies as graan, of ons moet dit deur diereproteïene sit. Ons moet dit uitvoer as hoenders of uitvoer as beeste. En dit was nou waar die lekker gesprek. Ek het natuurlik nou van die kant afgekom van hoe gaan ons daai effektiwiteit verhoog? Ons moet. As ons nie effektiwiteit verhoog, gaan ons nie oorleef nie. En wat is nodig om dit te kan doen? Die regulatoriese omgewing, die toestemmings en die verskillende tegnologieë waarin ons moet belê. Ja. In die paneelbespreking wat daarna gevolg het, wat jy ook gelei het, het ons bietjie meer van die afnemerskant af deelnemers gehad, van AFMA af, Anina, die voorsitter is van AFMA se direksie, Johan van Rensburg, wat self graanman is, en dan ook Tom Terblanche van die transportkant. So wat was jou gevoel uit die paneelbespreking oor selfregulering, daai deel van die mark, die toepassing van dit wat die owerhede op ons plaas? Die eerste ding was die samestelling van die paneel was nogal baie lekker geweest. Jy weet, dis van die produsente na die silo's, na die vervoer, na die veevoer en bietjie natuurlik geraak aan die vee ook. En ons moet onthou, ons is almal deel van 'n ketting. Iemand het gister gepraat van 'n ruggraat. Ja. Die ruggraat het elke wervel nodig om effektief die besigheid aan die gang te hou. En ek dink so daar het baie sinvolle goeders uitgekom en wat interessant was is ons het nou na die regulatoriese omgewing ook gekyk. En die verskille tussen die regulatoriese omgewing vir die silo's, vir die vervoerouens en natuurlik ook vir die veevoervervaardigers. En die probleme is baie dieselfde. Wat interessant was is hoe ons die probleme begin oplos, die RMIS of nee, wat die RTIM of RTMC, wat die vervoerouens bitter goed saamwerk en selfregulering toegepas het en op die manier baie van die klein niggly goetertjies uit die omgewing gehaal het wat hulle self reguleer het en dan sukkel die polisie nie meer met hulle nie. Binne in die veevoer en so het ons lekker gesels oor biosekuriteit, krities belangrik want ons moet veilige produkte hê of kom ons sê veilige insette om veilige finale produkte in markte te kan inkry. En dan natuurlik ook lekker met Johan gesels oor biosekuriteit rondom silo's en natuurlik die tegnologie wat moet bybly rondom die silo's. Weet soos stroopers groter raak en vragmotors groter word, daai hele op en af laai tegnologie wat ook moet verander binne in die silo's is nogal heel interessant geweest. Lekker uitdagings. Tobias, baie dankie. Dankie Johan.